Hallo, ek is Eddie Goldberg en jy is ingeskakel by AgriScoops, die middelpunt tussen die boer en die verbruiker. Ons gesels vandag oor fosfor, een van die belangrikste voedingselemente vir plante. Ons gesels met Carla Husselman. Sy is deel van die tegniese en bemarkingsspan by Rovensa Next Sub-Sahara Afrika. Rovensa Next is 'n multinasjonale maatskappy wat biologiese oplossings bied vir produsente wat meer volhoubaar wil boer. Anders as meeste ander maatskappye is biologiese oplossings die fokus van Rovensa Next. Carla, na stikstof word fosfor geag as een van die belangrikste voedingselemente vir plante. Tog, ten spyte van hoë volume kunsmistoedienings en skynbare hoë fosforvlakke in die grond, kom fosfortekorte algemeen voor in gewasverbouing. Wat is die rede hiervoor? Dit is inderdaad 'n groot paradoks. Fosfor is teenwoordig in byna elke landbougrond op aarde, maar tog is dit een van die mees tekortkomende voedingsstowwe in gewasproduksie ter wêreld. Die rede hiervoor lê in die chemie van die grond. Plante neem fosfor op in die vorm van fosfaatione wat hoogs reaktief is. Sodra fosfaat in die grond toegedien word, reageer dit onmiddellik met minerale, organiese materiaal en ander ione in die grondoplossing. Hierdie elemente kan fosfaat tot 'n mindere of meerdere mate vasbind en in sommige gevalle dit heeltemal ontoeganklik maak vir plantopname. Die mate waartoe fosfaat vasgelê word, is hoogs afhanklik van die pH van die grond. In suurgronde bind fosfaat in die oppervlakte van yster en aluminiumoksiedminerale. Hierdie bindings kan met tyd al sterker word voordat die fosfor heeltemal onbeskikbaar is vir plante. In alkalisiese, kalkagtige gronde slaan fosfaat neer as onoplosbare kalsiumfosfaatminerale. Die resultaat is dieselfde. Fosfor bly vasgevang in die grond terwyl die plant ly aan 'n tekort. Hoe relevant is hierdie probleem spesifiek in Sub-Sahara Afrika en wat maak ons gronde so kwesbaar? Sub-Sahara Afrika staan voor 'n besonderse uitdaging. Gronde in Afrika is van die mees fosforarm ter wêreld. Baie van ons mees produktiewe landbougronde is sandgronde van granietiese oorsprong, wat van nature laag is in klei-inhoud, organiese materiaal en dus ook die vermoë om voedingsstowwe vas te hou. Boonop is ongeveer 30% van Sub-Sahara Afrika se landbougronde se pH onder 5.5, 'n vlak waaronder oplosbare aluminium toksies word vir wortels. Wortelhare wat beskadig word deur aluminiumtoksisiteit kan nie die fosfaat absorbeer wat wel beskikbaar is in die grondoplossing nie. Die plante kry dus 'n dubbele straf, minder fosfaat in oplossing en 'n verswakte wortelstelsel wat opname verder belemmer. Hoekom sal die toediening van meer fosfor kunsmis, soos byvoorbeeld monoammoniumfosfaat, dan nie die probleem oplos nie? Monoammoniumfosfaat, algemeen bekend as MAP, is 'n baie gewilde bron van fosfor wat vir gewasproduksie gebruik word. Dit het 'n hoogs gekonsentreerde fosforinhoud, dit los vinnig op in vochtige gronde en is maklik om toe te dien. Maar dit kom teen 'n ongesiene prys. Saam met die fosfaat word stikstof in ammoniumvorm ook toegedien. Wanneer grondmikrobes hierdie ammonium na nitraat omskakel, word waterstofione vrygestel wat die omliggende grond versuur. In sanderige gronde, waar nitraat maklik deur reënwater uit die wortelsone geloog word, word hierdie versuuringseffek verdubbel, omdat die katione wat die lading sou balanseer, saam met die nitraat verlore gaan. Met herhaalde gebruik van MAP kan grond pH dus oor tyd daal, wat fosforvasligging verder vererger. Volgende week kan ons meer gesels oor Rovensa Next se oplossing tot die fosfaatprobleem, naamlik Cosmoroot. En dit is Carla Husselman. Sy is deel van die tegniese en bemarkingsspan by Rovensa Next Sub-Sahara Afrika. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het.